En goeiemôre al my TikToker, maatjies en Facebook en so weer almal. Ek het 'n interessante vraag vir julle vanmôre en dit is ek het vanoggend 'n interessante oproep gehad. En weet jy wat, ek het gisterand baie gesien wat ek sien op TikTok en Facebook en so meer. En almal sukkel met geld op hierdie stadium. Sê ek voel ook nie alleen nie, verstaan jy? Maar ek dink dit is 'n relatiewe probleem is geld. Want wanneer die oomblik wat geld beheer kry van jou lewe, vergeet jy wat is die waarde in jou lewe eintlik, verstaan? Ek het volgens daai stuk ingesit van die upper room waartoe ek môre gaan. En jy weet, die Here sorg. Die Here in sy woord staan dit duidelik. Ons moenie worry oor môre nie, verstaan? Maar dit is 'n relatiewe probleem in realiteit dat almal sukkel met geld op hierdie stadium. Nou, ek het vanoggend 'n oproep gehad en ek kry die arme ou jammer, jy weet, die vrou bel my, sy vra vir my, is jy so en so, ek sê nee, ek is jammer, ek is nie. Maar dis ou wat geld, hulle bel vir geld, verstaan, dis waaroor dit gaan. En ek vra die vrou, ons gesels so 'n bietjie, en omdat ek 'n geselser is, ek like dit om inligting te kry, en ek vra van, maar hoeveel mense bel jy op 'n dag om geld te probeer kry? En hulle is dead hunters, tipe van 'n dead hunter. En sy sê vir my, nee meneer, dis baie. Sê ek maar, okay, sê begin by 'n syfer. Ek sê vas miskien 20, sê nee. Dis meer as 20. So meer as 20 mense sukkel, maar obviously daar's honderde, duisende mense wat sukkel met geld op hierdie stadium. Daar is nie een positiewe ding wat ek op TikTok of op Facebook of wat ook al sien ten opsigte van geld nie. Almal sukkel met geld op hierdie stadium. Maar dis mammon, dat ek dit so stel. Maar kom ons vergeet gou daar. Nee, ons moet nie daarvan vergeet nie, dit is 'n realiteit in die lewe. Ons almal sukkel met geld. Ek wil ook geld maak elke dag en so wil almal ook geld maak. Maar ek het 'n interessante ding wat ek gister na gekyk het. Ek het gister met 'n eiendomsagent gesels. En die eiendomsagent het ek toevallig gister het ek besig met my navorsing en goed wat ek mee besig is. Toe dink ek aan eiendom en ek weet nie hoekom nie, maar toe praat ek en sy. Toe vra ek van hoe gaan dit met die verkoop van eiendom? Toe sê sy my baie moeilik. Die mense sukkel om huise te koop. Dit gaan oor prys, dit gaan oor finansiering, dit gaan oor ITC en daar soveel faktore wat 'n rol speel ten opsigte van die verkoop van eiendom. En toe sê ek van, want ek en 'n ander vriend van my het so ruk terug gesels oor sy eiendom skuld hy geld op nie, maar dit kos hom geld. Verstaan? Die onderhoud van eiendom is baie duur. Nou, as jy gaan kyk na wat is die kostes van sekere elemente in jou huis, dit is belaglik duur. Dit is. Ek meen, ek het baie huise gehad in my lewe en ek is baie bly ek het nie meer eiendom nie. Want jou ander probleem wat jy ook het is erfbelasting. Jy moet elke maand jou erfbelasting betaal. Nou, daar's baie faktore wat 'n rol speel ten opsigte van dit ook. Maar dan gaan dit ook oor die wetgewing. Nou, almal wil Amerika toe gaan. Ek wil ook Amerika toe gaan. Maar baie mense. Ek sal dit love om Amerika toe te gaan, maar op hierdie stadium, ek is nog in Suid-Afrika. Ek is nog hier in Bloemfontein. Nou, ek moet die beste maak in elke dag wat ek hier is. En nou, my vraag aan julle is, as jy 'n eiendom wil, waar jy ook al bly, huur jy of besit jy? As jy besit, wel dan, maar jy betaal rente. Verstaan, daar is sekere elemente wat jy na moet kyk as jy finansiering op 'n huis het, want jy kyk na rentekoerse en so meer, en rentekoerse gaan altyd op en af, dit is maar hoe dit werk. Maar as jy 'n eiendom huur, daar's 'n relatiewe verskil, en dis wat ek na gekyk het, en ek is besig om my ding op te trek om 'n tipe van 'n calculator te kry, om vir jou 'n vergelyking te gee tussen die huur en die koop van 'n huis, wat jou maandelikse paaiemente is op 'n huis, en natuurlik jou maandelikse huur wat jy betaal. Nou, hier, ja, dis nie jou eiendom dan nie, maar jy huur, maar weet jy wat die voordeel daarvan is, as iets breek in hierdie plek, kom ons sê die dakkappe val af. Dis nie jou probleem dan nie. As die pype bars binne in die huis, obviously, dit moet nie jou skuld wees dat hierdie goed breek nie. As dit jou skuld is, dan moet jy betaal, maar eiendom sal altyd agteruit gaan ten opsigte van ouderdom. Dis hoe dit werk. So ek wil julle vra vandag, dink 'n bietjie daaroor en laat weet vir my, wil jy 'n huis koop of wil jy 'n huis huur? Dink 'n bietjie daaroor, want ek gaan 'n bietjie vorentoe gaan ek die ding heeltemal public maak, want ek is besig om my ding te develop. Ek weet nie, dit is aan die einde van die dag, as ek gaan kyk na wat die slim AI vir my vertel, en onder AI wat nice is van AI analyseer alles. En ek is seker daarvan, dat hy gaan vir my
of dit gaan vir my 'n beter antwoord gee. Maar ek noem dit vir julle vanmôre. As jy eiendom wil huur of wil verkoop of wat ook al, maak kontak met my en dan ek is seker daarvan, ek sê jou kan help ten opsigte van om jou weer regte agente te kry wat wel verhuurings doen en verkope doen en so meer. Want jy kry goeie eiendomsagente en kry jy slegtes ook, maar dis die lewe. Maar ook ten opsigte van die eiendom, waarde van eiendom en so meer. Ek is nie 'n finansiële tegnikus, ek ken die eiendom se waardes nie, maar ek ken mense wat mense ken wat dit kan doen vir jou. So kommunikeer met my, maar kom terug na my toe. Huur jy nou of besit jy eiendom? Ek wil daai navorsing wil ek graag hê. Okay, julle moet verder 'n lekker dag hê. Dit is my tweede ene vir die dag en ek seker daarvan gaan 'n derde en 'n vierde ene dalk ook wees, ek weet nie. Ons sal sien. Cheers.